Goedenavond vrienden, goed om jullie te zien. Ons gaan begin weer saam te sing. Ek het vandaag geen papiere voor my nie, alles op die bord. Ek sien dit ook saam met julle. So ek weet nie wat sing ons eerste nie was. Ek gehaal het gaan in die kantoor. Goed, daar het ons om. Loof heel die Skepper. Nou daai pragtige in 280, Here Redder, groot en magtig. Oh,
dan die pragtige lied wat ons etiek eintlik saamvat, die 530, praat ek mense, engele en tale, maar is nie uit liefde nie, dan kan ek het maar los. Kom ons sing dit. Ons toewydingslied is lied 442, Gees van God wat in my woon. Ek wil vraag, kom ons staan sommer vir die lied en dan nou die volgende lied wat nou ons Pinkster lied is.
Hemelse Vader, die kersie kan nooit die hele storie vertel nie. Maar die kersie wil sê, ons weet U is hier. En Here, so broos as wat die kersie is, so maklik as wat hy kan doodwaai, so kan U woord ook wegwaai, want U praat sag. En ons bid dat die woorde vanaand nie sal wegwaai nie, dat dit in ons sal inwaai, en dat ons sal vernuwe. Here, dit is die einde van 'n dag waarin baie goed gebeur het in elkeen se lewe. Ek dank U dat U elkeen wat vanaand hier is, genooi het, geroep het, kom. En dat hulle hier is. Ek bid dat dit die pad sal wees wat ons vorentoe loop, om altyd saam te wil kom, as gelowiges mekaar te versterk, die pad te loop soos U dit vir ons wys. Dankie Here, vir hierdie saamwees in Jesus se naam. Amen. Goed, waar jy kan maar die knoppies druk tot waar die preek begin. Dankie. Goed. Ons gaan saam lees uit die Here se woord by Psalm 139, wat dit is so 'n mooi Psalm, mense eintlik die hele Psalm wou gelees het, maar dit gaan ek nou nie vandaan doen nie, maar ek wil dit lees van die papier af. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Dit is die woord van die Here. Seker een van die intiemste gedeeltes in die Bybel. Vriende, dit is vanaand die tema, wie is ek, Here? En dan die subtitel, oor selfbeeld, maskers en skaduwees. Ek het vir die kerkraad gesê dat wat ek graag wil doen in die Pinkstertyd, nie die tradisionele bring van boodskappe sal wees nie. Ek wil meer inligting deurgee wat vir ons moet help, gereedskap moet wees om geestelik te vernuwe, om te transformeer. En dit is waarmee ons nou besig is. En ek gee geweldig baie inligting. Ek het vanmiddag vir myself gesê, die arme mense, hulle word toegegooi met inligting. Maar hou goeie moed, vat wat jy kan vat. Die hoop is om dit in die vorm van 'n kursus na die Bybelskool aan te bied. En dan kan ons kan rustiger wees, en dan kan ons lekker gesels en dan kan vra en so meer. Maar goed, wie is ek, Here? Nou, net eers 'n definisie van spiritualiteit, want baie keer verwar mense spiritualiteit met spiritualisme. Spiritualisme is nou daai glasie speel al daai soort van nonsens. Nee, spiritualiteit is heeltemal iets anders. Spiritualiteit is die erkenning en belewenis van iets groter as die ganse skepping. Dit sal God wees. En om in verhouding
met God en met die skepping betekenis vir jou lewe te vind. 'n ander korter definisie wat ek vanaand sal gee is om 'n verhouding met alles en almal bewustelik, ootmoedig in God se teenwoordigheid te leef. Dit gaan in spiritualiteit oor ons verhouding met die Here, ons belewenis van die Here, ons uitleef van ons geloof. Nou, spiritualiteit is meer as net psigies emosioneel. En as ons nou vanaand praat, dan mag het miskien klink hoe ek nou dit so beklemtoon dat het eintlik net daaroor gaan. Nee, spiritualiteit omvat die psigies-emosionele, jou binnekant, jou menswees hier binne. As jy in jou binneste rondkrap, dis jou psigies-emosionele lewe daarin. Dit omvat dit, maar dit is groter as dit. Nee, dit transcendeer dit, dis groter. Dit omvat dit. Dit gaan daaroor dat jou hele lewe in 'n verhouding is met God, dat jou hele lewe voor God afspeel. Dis 'n konneksie tussen die transcendente, dit is God, dit wat in die ewigheid is, en tyd en ruimte, hier waar ons is. Dis daai konneksie, dat ons die voorreg het, deur God se genade, dat hy kies om vir ons in 'n verhouding met hom te plaas. Daar is 'n konneksie tussen ons en God. En is die bewustheid daarvan dat jy eintlik besig is met iets baie groter as jouself. Nou, dit gaan ook oor die gee van betekenis aan jou lewe. Spiritualiteit het baie daarmee te maak. En mense almal het spiritualiteit. Jy weet, selfs die ateïste, baie mense probeer vir spiritualiteit afmaak, maar elke mens het 'n besef van iets groter. En dit is iets spiritueels. Maar ons het dit nou hier oor ons spiritualiteit, ons as gelowiges, as Christene. Dit raak alle verhoudings in jou lewe, en dit gaan daaroor dat ons op die ou einde 'n godvrugtige lewe moet hê. Dis nie iets wat net moet gebeur, met ons moet daarvan kennis neem, en dis dit nie. Iets moet gebeur met ons lewe moet verander, ons dade moet verander, ons moet die vrug van die Gees begin leef op 'n volhoudende wyse. Maar spiritualiteit is deel van jou geestesgesondheid. As ons praat van geestesgesondheid, as iemand sê, as ons sê iemand sukkel 'n bietjie met hulle geestesgesondheid, dan sê ons dat dit is 'n sielkundige probleem, so moet die sielkundige gaan sien. Maar spiritualiteit is in dieselfde ruimte as geestesgesondheid. Vir ons as gelowiges is dit meer as sielkunde. Vir ons gaan dit oor die hele lewe voor die aangesig van God, met alles wat jy is, binne en buite. So spirituele en die psigiese emosionele is verweef met mekaar. Hulle is in dieselfde brein sentrum. Hulle is geïntegreer met mekaar. En ons moet dit so verstaan. Beide van hulle gaan oor ons binnewêreld. En dit is net so, vriende, dat as jy psigies emosioneel onstabiel is, as dit psigies emosioneel sleg met jou gaan, dan is dit so met jou spirituele ook. Jy kan op die ou einde geestelik net soveel groei as wat jou psigies emosionele vlak vir jou toelaat om te groei. So ons gaan baie by die sielkunde leer, en ek wil nou juist vanaand 'n paar dinge daarvan deel, veral aan die hand van Carl Jung. En ons moet aanvaar, vriende, net soos wat die natuurwetenskap vir ons 'n wonderlike gawe is van die Here, om vir ons te help verstaan hoe werk die natuur, hoe dinge gekom soos wat dit is en so weer. Dis 'n wonderlike gawe wat die Here vir ons gegee het, maar net so is die sielkunde as 'n deel van daai wetenskap 'n gawe wat die Here vir ons gegee het, om beter begrip te kry
van hoe dit hier in ons binneste lyk en hoe dit in ons binneste werk. En Carl Jung het ek gevind, is iemand wat vir ons nogal woorde gee om dit te verstaan. Hy praat natuurlik oor wedergeboorte en so aan nie. Ek sal jou graag daai interpretasie wil bysit. Maar wedergeboorte vind in jou siege plaas. Waar anders moet dit plaasvind? Dit vind in jou liggaam plaas. Ek is gebore en klaar. Daar was die lewe weg. Maar jou wedergeboorte vind in jou siege plaas. Dinge gebeur hierso. En wat dinge hier binne en in jou hele binnewêreld gebeur, begin jou lewe buitentoe anders te lyk. Omdat jou siege vernuwe, al meer in lyn kom met die beeld van God, daarom begin jy die vrugte van die Gees ook te toon. So die Gees bewerk die wedergeboorte, daar is geen twyfel daaroor nie, die Gees doen dit in jou siege, dis 'n psigologiese proses in die hande van die Gees. En omdat dit in die hande van die Gees is dit nie net bloot psigologies nie. Dit is meer as dit. So die Gees werk diep in jou wese om jou van binne af nuut te maak. Ons lewens verander nie volhoudend, net omdat ons nog Bybelkennis opgedoen het nie. Dit is een van die lastige dinge. Ons gereformeerde tradisie veral, is ons baie bekend daarvoor dat ons kennis is vir ons belangrik. Ons leef baie in ons koppe. Ons wil nog Bybeltekste ken, ons wil nog geestelike boeke lees, ons wil nog kommentare lees en nog teologiese boeke. Ons wil meer en meer en meer weet. Maar meer weet gaan op sy eie nog nie van jou 'n beter mens maak nie. Dit gaan nie jou binnelewe verander, sodat jy van binne af uit anders te leef nie. So dit is nodig dat ons in ons binneste moet gaan kyk wat gaan daar aan, gaan werk. Jy moet by jou wortels uitkom, jy moet gaan verstaan, hoe is jy? Waar kom jy vandaan? Hoekom het jy geword soos wat jy nou is? En hoekom is jy wie jy is? Jy moet ontdek wat alles daaronder in jou lewe, in jou onderbewuste en oral skuil lê. Goeie goed en slegte goed. Ons moet alles gaan besoek en ons moet dit gaan vashou en ons moet dit gaan waardeer en ons moet iets daarmee doen. Die slegte moet ons verwerk, die goeie moet ons gaan leef. En al die antwoorde lê eintlik al hier in jou binneste. Jy hoef nie al die goeders te gaan lees, jy kan net in jou binneste ingaan en die Gees vertrou om vir jou te wys wat gaan aan. Nou daar is die weer lewenssiklus wat ek Sondag vir julle gewys het. Ek gaan nou nie dit weer in detail deurgaan nie. Behalwe om net jou te sê, en nou moet die dingetjie daar sy. Daai eerste helfte van jou lewe is die baie besige tyd, waar jy integreer met die werklikheid, met die lewe om jou, die samelewe. En omdat jy moet integreer, het jy nodig om sekere rolle te speel, jy het nodig om sekere maskers te dra, en jy maak al die goeders meer en meer in mekaar, en jy gooi hulle nie noodwendig weg, want jy klaar is met hulle nie, of jou miskien te lank aan hulle vas. Maar dis die besigste tyd in jou lewe, daai eerste helfte, veral die eerste kwart. En dan kom ons by die tweede gedeelte. En hier in die tweede helfte begin jy rustiger word, begin jy die maskers afhaal, jy evalueer hulle, gooi hulle weg, die skaduwees van jou lewe begin krimp, en jy begin al hoe meer hier in jou eie binneste integreer. Dit is nie meer vir jou belangrik om alles te doen wat jy kan om met die samelewing te integreer nie. Dit het jy klaar gedoen. Jy wil nou met jouself integreer. Jy wil nou 'n mens wees wat voel, ek het betekenis. Al is dit net vir myself, maar ook daarom vir die samelewing. Goed, dis die lewenssiklus. Ons het al baie gepraat oor die ware self,
wat eintlik niks anders is nie as die beeld van God in jou. Dis 'n status wat jy het, maar dit is ook 'n roeping wat jy het. Jy moet die ware self wat God in jou geplaas het, moet jy gaan leef. Dis ons lewensdoel. Ons het gesien, ons kan dit nie verloor nie, ons kan dit wel onderdruk, ons kan dit ignoreer, ons kan dit bedek, ons doen dit met ons maskers, ons doen dit met ons sonde, ons doen dit wanneer ons die beeld van God in die skaduwee inskuif en dit nie meer eintlik leef nie. En wedergeboorte is niks anders nie as die herontwaking van God se beeld in jou. God se beeld wat so verdof geraak het, om God se beeld weer na vore te laat kom. Dis eintlik wat wedergeboorte is. En is 'n proses wat die Gees in jou werk. Nou, hoe lyk en werk ons siege? Ek het gedink om dit met ons, met julle net te praat, dat ons kan verstaan hoe kompleks ons is en hoe eenvoudig ons dit is. Carl Jung sê, en die meeste sielkundiges sê dit, dat ons is soos 'n ysberg. Dit wat 'n mens van ons kan sien en weet, is minder as wat ons nie weet nie. Ek het gaan lees met ysberge, tot 90% van 'n ysberg is onder die water. Net 10% is bo. Dit wissel. Maar daar is baie meer onder die water as bo die water. En hy sê, ons persoonlike bewustheid, dit wat ons weet van onsself, is soos die bopunt van 'n ysberg. Ons weet net dit, maar daar is baie meer aan ons, wat ons nie van weet nie, en waaroor ons moet uitvind, want dit is ons. Nee. Hoekom sê jy jouself nie wil ken nie? Jy wil ons jouself ken. Dit is in jou persoonlike onderbewuste. Dis nie jammer dat daai rooi nie so lekker deurkom nie, dis persoonlike onderbewuste. So bo die water, jou persoonlike bewustheid, onder die water, jou persoonlike onderbewuste. En dan het hy nog ook, wat ek nie vanaand aan aandag gaan gee nie, die kollektiewe onderbewuste. Dit is nie ons almal se onderbewuste saamgegooi nie. Dit is die water waarin ons dryf. Die water om ons, dit is die kollektiewe bewusheid. Goed, so daar het jy twee mense, twee sieges, met hulle twee afdelings. Nou kom ons kyk na die persoonlike bewusheid. Die persoonlike bewusheid word beheer deur jou ego. Jou ego, jou self besluit wat is daarin en wat is daaruit. En as jou ego nie gesond is nie, dan gaan jy ook nie daar gesond wees nie, want die ego laat net die ongesonde inkom, of hy laat die gesonde nie inkom nie, en hy hou vas aan die ongesonde. Goed, dis jou persoonlike bewusheid is onder beheer van die ego. Dit is jou totale kennis wat jy van weet, wat jy kan oproep op enige stadium. Dit is jou field of awareness. En dit sluit alle kennis in. Fisiese goed wat sigbaar is, wat waarneembaar is, dit sluit abstrakte goed in, theorieë, goed wat jy geleer het, alles is daar in jou persoonlike bewusheid. Nou jou ego, behalwe dat hy beheer wat ingaan in jou bewusheid, wat van buite afkom, het hy ook 'n manier om te keer dat goed wat in jou onderbewuste is, opkom. Hy wil dit nie hê nie. Hy sê, bly daar. Soek nie daai goed nie. Hulle is daar vir 'n rede, daaronder. So die ego probeer daai goeders ook weggaan. Wat is in die onderbewuste? Hy sê, dit is goed wat gebeur het, goed wat jy het waargeneem, wat het by jou verby gegaan. Maar jy vergeet het nie. Daar is niks wat die brein nie optel nie. Die brein kan het op en stoor het nie oor. En betekent stoor ons baie diep, agter in die brein, onder in die onderbewuste. So dit is goed wat gebeur het, en wat hy maar net daar lê, wat jy op geen stadium sommer net sal oproep nie, maar dit is daaronder, dit lê.
Dis baie keer goed wat jou ego verwerp het, of wat jou ego besluit het, ek wil dit vergeet, ek wil dit nooit onthou nie. Dit gaan net nou verbygaan. Goed wat jy ontken, wat jy onbelangrik ag, maar dit verdwyn nie. En die moeilikheid is met daai goed, is hulle manifesteer op 'n manier in jou lewe, in die vorm van komplekse. Iemand sê vir jou, kleintyd, 'n meneer het vir my gesê dat ek in sy lewe was. Ja, maar jy is vanaf my so dik ook nie. 'n dag na weer op stadium was ek so geskraal, jy kan toon op my, maar ek is te vet. So ek het 'n kompleks wat ek met my saamdra, oor daai opmerkingie wat die meneer gemaak het. Dit het daar gelê in my onderbewuste tot ek dit besef het ek vir die meneer van vergewe. Dit kom baie keer na vore deur slegte gewoontes wat jy het. Jy weet nie waar die slegte gewoonte vandaan kom nie, maar is goed van hier in jou onderbewuste lê, wat op die manier uitdrukking vind. Maar hulle het, ek weet, wat is die Afrikaanse woord vir buoyancy? Daai ding dat, jy weet, 'n bal wat onder die water is, skiet op. Nee, daai ding. Daai goed is wel op, hulle wil nie onderbly nie. Hulle het 'n neiging om bo toe te kom. En jy moet hulle afhou as jy hulle nie wil hê hierbo nie. En dis wat die ego doen. Die ego sorg dat hulle daar onder bly, maar hulle wil graag op. En ek gaan net terugkom daarna toe. Die kollektiewe onderbewuste, dit kan jy nie waarneem nie. Jy kan nie dit sien, totdat jy in dit is. Dit gaan daaroor dat ons almal sekere fabrieksinstellings het. Carl Jung praat van archetypes wat jy het. Die archetypes is soos, wat is dit, hierdie portals, jy weet, hulle praat ons in die friksie, gaan hierdie portal weg, van hierdie tyd na ander tyd toe, uit hierdie dimensie en ander dimensie, en net soke deurgange. Hulle is ook deurgange in die kollektiewe onderbewuste in, waar jy ingaan omdat die lewe jou so toevat, nie wat jy dit gekies het nie. So byvoorbeeld, is moederskap een van daai archetypes. Jy is 'n gewone jong meisie, 'n jong vrou, jy sien babetjies, jy is opgewonde met babetjies, en dat is pragtig. Maar die moederskap het jou toch nie losgekom nie. Dan word jy swanger. En nou skop moederskap in. Jy besef, ek is nou ma. Het gaan nooit meer dieselfde wees. Alles gaan nou anders wees. Jy gaan anders dink oor goeders. En as die babetjie in jou hande kom, nog meer so. Ook ander mense 'n babetjie aanneem. As daai ma daai babetjie vat, dan het daar 'n ding in haar gebeur, sy het nou 'n moeder geword. Dis 'n deurgang wat jy nie gekies het nie. Dit het jy het dit oorgekom. En soos daar 'n hele klomp sulkes, geboorte is ene, babetjies weet maar net hoe om gebore te word, wat moet gebeur, die dood is ook een. Dit is so, dat as mense te sterwe kom, ek praat nou van meer natuurlike sterwe, langdurig miskien. Dit as mense net weet, dit is die tyd. En ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar dit is reg. Ek is gemaklik. En jy gaan rustig daardeur. Dan sê ons iemand het mooi gesterf, dan is daardeur. Heldwees is 'n ander ene. Vra vir ou, joh, wat het jy gedink toe jy daai ou gered het? Jy het nie gedink nie. Ek het net gereed, ek moet dit nou doen. En als het ingeskop. En dieselfde met kind wees. Jy hoef nie 'n kind te leer om kind te wees, die 'n kind is net 'n kind. So dit is wat gebeur as jy net deur daai in die kollektiewe onderbewuste ingaan. Ek dink dis waar jou godsbesef ook lê.
Want God kom eerst na jou toe, en dit is waar jou gewete ook lê. 'n deurgang in daai kollektiewe bewussyn wat gevorm is oor eeue en millennia. Nou kom ons by die ding wat Carl Jung baie sterk oor praat, individuasie. Dis eintlik maar net waar dit op neerkom, is dat jy jou diepste binneste, jou persoonlike onderbewuste of onbewuste gaan besoek. Jy gaan kyk waar daar aangaan. En dit na die oppervlakte toe bring. En daarmee leef. Groei daarmee. En is 'n lewenslange proses wat met jou gebeur. So dit is 'n ontdekkingstog wat jy in jou diepste bestaan ingaan. Jy integreer jou persoon wees. Dit is 'n herstelproses. Jy word weer herenig met dit wat jy al lank al vergeet het. Jou vergeet self. In ons taal sal ons sê, dit sluit aan met wedergeboorte. Maar wedergeboorte is baie groter as dit wat Carl Jung ons daar wou sê. Maar die belangrike ding is, dat deel van die wedergeboorteproses is ook, dat jy in jou diepste wese moet gaan kyk, wat gaan aan daar? Hoekom trek ek op soos ek optree? Wat se maskers is daar wat ek moet weggooi? Nie jy sommer die boer rond, ek moet 'n slag 'n plan maak om dit net weg te gooi. Maar as ek in die dieptes ingaan, wat lê daar in my skaduwees? Miskien is daar goeie goed wat ek net nie raak sien. Maar daar sal goeders wees daar, wat eintlik vir my gedurig pootjie. Maar ek sien dit nie. Ek pootjie maar net elke keer. Ek moet gaan kyk, wat is dit wat maak, dat dit elke keer so met my gaan? Hoekom het ek hierdie gewoonte van my? Die antwoord lê baie keer daar in die dieptes. En dan gaan dit oor sonde, wat ontbloot moet word, en wat bely moet word, en wat bestry moet word. Dit is alles deel van daardie individuasie. So in die proses word jou persoonlike bewussyn gesonder. Want dit waarop hy rus, het gesonder geword. Is 'n bevrydende pad. Ek gaan nie veel daar uitbrei nie. So jy's besig in die hele proses om jou valse self af te breek. En in die afbreek van jou valse self is jou ware self besig om na vore te tree, die beeld van God in jou. En dis 'n pad waar jy baie eerlik moet wees. Nou goed, net om dit nou grafies voor te stel, daar het jy nou jou siege, en daar in jou onderbewuste is al die skaduwees wat jy nou maar het, wat jy nou nie van weet nie. En wat so graag boontoe wil kom. Nee, hulle wil die hele tyd, wat het nou hier gebeur? Hulle wil boontoe, hulle neig om boontoe te gaan. En as jy net toelaat dat hulle wel boontoe gaan, omdat jy nou gaan afkyk het, jy gaan daar in die dieptes in, jy gaan loer, jy sien goed, hier is die ding, is vir my verskriklik, ek is skaam as ek hierdie ding sien, genade, ek het al vergeet van dit wat gebeur het, en al die goeders wat jy gaan kyk, en as jy hulle verwerk het, dan bring jy vir hulle op, na die oppervlakte toe, en nou word er 'n deel van jou persoonlike bewussyn, jy weet nou van hulle, jy sien hulle elke dag, jy verwerk dit, dis afgehandel, dis weg. Dit is op 'n grafiese manier 'n voorstelling van wat Jung vir ons leer en wat ons baie help in ons wedergeboorteproses. So vriende, ons moet, ek gaan daai nou nie dan kyk nie, ons moet die moeite doen om daar te gaan delf. Ons wil nie, maar ons moet. Nou, hoekom is dit relevant? Want dit oorvleuel met ons wedergeboorte, en dit ek nou probeer aantoon. En sonder selfkennis kan jy nie transformeer nie. Hoe verander jy as jy nie eers weet hoe jy is nie?
Jy kan weet waartoe jy wil gaan, maar as jy nie weet waar jy nou is, dan gaan jy ook nie daar kan kom nie. So jy moet selfkennis hê, en hoe meer selfkennis jy het, hoe beter werk jou transformasieproses ook. En jy moet volwasse wees daaroor, en jy moet eerlik wees daaroor. Dit kan nie, jy kan nie hierso vir jouself probeer verneuk nie. Dit is nog geen sin om dit te doen nie. So jy moet eerlik wees, en dit is nie maklik om dit te doen nie. Want ons is almal verbonde mense, almal van ons. So grawe ons aan die ware self uit, onder die vals self. En dit beteken dat jy bewustelik moet gaan kyk. En jy moet vra dat die Gees vir jou die moed sal gee, en die krag sal gee, en die onderskeidingsvermoë sal gee, om te weet wat is belangrik en wat is nie belangrik nie. Gebed is baie nodig. En geestelike begeleiding is baie waardevol. Iemand wat saam met jou die pad loop, iemand wat jy vertrou, wat vir jou sal vra, wil jy net so 'n bietjie terugkom na daai punt toe. Wat jy sal sê, ek dink nou aan iets, maak het vir jou sin. Nee, dan maak het miskien vir jou nie sin nie, maar môre maak het wel vir jou sin. Maar iemand wat saam met jou loop, en net vir jou so 'n bietjie lig gooi, hier en daar en oral. Ek sal daaroor praat donderdag. En jy moet weet, daai wat ek vir 'n Sondag gesê het, nee, onthou net die eenheid as jou Vader, jou vriend en jou vertrooster. Dit is vir my wonderlik om te weet, wanneer ek so in my skaduwees ingaan, dat my Vader saam met my daar ingaan, wat vir my lief het. Dat my vriend, want Jesus sê, ek noem julle my vriende, dat my vriend saam met my daar is, wat my lief het, en dat die vertrooster ook saam met my gaan, en vir my net krag gee, vir my sê, nie, ons sal nie deurkom. So dis alles die werk van God. Jy moet net beskikbaar wees. Jy moet op 'n ander plek wees nie. Jy moet beskikbaar wees. So vriende, dit is vanaand se storie. En dis my gebed dat ons elkeen die tyd sal maak om die ding te doen. Jy kan hardloop en weghardloop soos Jona, maar iewers moet jy jouself konfronteer, jouself stop en 'n bietjie gaan kyk, wat gaan aan hier in my en hoe moet dit verander sodat ek 'n godvrugtige lewe kan hê wat getuig van God se beeld in my. En as ek hierdie goed vir julle sê, en daarmee eindig ek nou, dan wil ek op geen manier insinueer, ek is al daar nie. Glad nie. Ons is almal saam op daai pad. En ons moet vir mekaar aanmoedig, julle vir my, ek vir julle, om dit te bly loop. Want daar is baie vreugde op die ou einde daarin. Ons gaan 'n geleentheid hê vir gebed, en ek wil vir julle vra om spesifiek daaroor te bid. Vir die Here te vra, Here, wys vir my, nie vanaand noodwendig nie, maar soos die dae aanstap, wat gaan aan in my skaduwee?
Here, wys vir ons wat om te doen. Sê vir ons wat om te doen. Ons wil dit doen. Amen. Hier ons gaan nou ons slotlied sing, die 440. Die Here salf ons met sy Gees tot diens en heiligheid. Môre aand gaan dit dan oor ons die nodigheid om emosioneel volwasse te wees. En die verhouding tussen ons emosionele volwassenheid en ons geestelike volwassenheid. En donderdag aand oor 'n paar praktyke, goed wat ons kan doen om ons hiermee te help. Gaaf, kom ons sing. Nou bid ons dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Gees ons elkeen se deel sal wees. Amen. Ons gaan druk nou op.